Goeiemôre, good morning. Ja, ons is op en wakker en gereed om julle vir die dag voor te berei. Ag man, en ons het 'n wonderlike program wat voorlê. Ons kyk na 'n adventkalender wat deur Stellenbosch se belangrikste bakens geïnspireer is. Ons kuier op die rooi tapuit by die nasionale film- en televisie-toekennings. Gesels met twee roeiers oor die wêreld se moeilikste surfski uitdaging wat in Desember plaasvind. En Pieter Preuss, wie natuurlik hier op Goeiemôre Good Morning ontdek is. Ja, Hy kom deel sy heel eerste musiekvideo met ons. Kan jy nou meer? ek het altyd natuurlik 'n feit van die dag, maar Ja. ons het 'n baie spesiale feit van die dag vandag. Elsa vier vandag 13 jaar in die mediabedryf as professionele uitsaaier. En ons wil net vir jou sê baie geluk. Ons het nou nie 'n koek gekry nie, maar ons is baie bly dat ons met jou kan werk en jy voeg regtig baie bly by tot Goeiemôre Good Morning. So baie dankie. Baie dankie vir julle en dit is wat ek wou sê. Ek wil nie 'n koek hê nie. Die feit dat ek hierdie dag saam met julle twee kan begin, dit is vir my meer as net die moeite werd. High five, jy het 'n baie groot veer daar in die hoed en nou sien ons saam met jou uit na die volgende 13 jaar. Nee, dis nou tyd om uit te tree. Nee. Nou begin jy eers. Beslis nie. Nou ja, soos altyd is dit eers tyd vir ons oggendpraatjies, maar wag, nee, want ek is seker ons het 'n paar stappe gemis. So, Ras, het jy weer vir ons 'n interessante feit behalwe nou daai een wat jy reeds gedeel het? Natuurlijk. I did have an interesting fact about today. On this day in 1922, the English archaeologist Howard Carter opened the almost completely untouched tomb of Tutankhamun, the young Egyptian pharaoh. Unlike most tombs in the Valley of the Kings, this one hadn't been robbed, so it was filled with the most incredible treasures that taught historians so much about ancient Egypt. After the discovery, people became fascinated by the idea of a pharaoh's curse, especially because a few members of Carter's team did die under strange and mysterious circumstances. The discovery also started a global craze for everything related to ancient Egypt, including art, fashion, and popular culture throughout the 1900s. Kyk, Fascinerend. as ek weer 30 seconds speel, dan gaan Ras en my span wees, Pita. Ja nee, Klaar verseker. besluit. Ons kan 3 in 'n span wees. Yes. Ons sal een oggend bietjie 30 seconds. Ons maak dit 'n bietjie ons maak dit net so 'n bietjie anders as die normale gang Ja. van sake. Daar het jy dit. Tata wie? Tutankhamun. Tutankhamun. Ek sukkel nog altyd al die jare en as ek die flieks kyk Tutankhamun, ek sien nie Tutan. Nou ja, sou julle sê dat 'n dresscode nodig is in die werksomgewing? I think so, to a certain extent, especially with kind of those traditional professions. You would expect people to dress a certain way. Maar dan is die ander kant van die muntstuk seker dan, well, if I'm doing my job, what does it matter what I look like, you know? Dan moet 'n ou seker ook dink aan 'n gedragskode as hy nou na die dresscode gedink het, maar wat ek het 'n baie interessante storie. 'n Tutankhamun. Tata. Prentjie. Regter generaal Matthew Thornhill van Missouri is vir 6 maande lank geskort en sal na 18 maande bedank nadat die kommissie vir aftrede, verwydering en dissipline bevind het dat sy gedrag die reëls van orde, dekorum en vertroue in die regsbank oortree het. Thornhill het die straf ontvang nadat hy herhaaldelik, luister mooi, 'n Elvis Presley pruik in die hof gedra het en Elvis musiek vanaf sy foon gespeel het wanneer hy die hof binne gekom het of soms selfs wanneer mense besig was om te getuig. Hy het ook soms Elvis se lirieke in sy stellings gebruik, selfs al het dit niks met die saak ter hande te doen gehad nie. Thornhill het geskryf dat sy bedoeling was om ligtheid te skep en om die partye in die hof te laat ontspan, maar het erken dat sy optrede die integriteit en plegtigheid van die hof kon benadeel. Het hy 'n paar blue suede shoes ook gedra? Kan sy Ja, also wonder maar dit net. 10 teen 1 het hy, ek weet nie, maar duidelik is hy 'n Elvis fan of ek weet nie of hy dit nou regtig gedoen het om dit lig te maak. Daar's mos ander maniere om dit aan te doen as 'n regter. Ja, en ook sê nou jy is besig om in daai hof te sit. How are you supposed to take this guy seriously? Ja, Like, how are you supposed to go, okay, cool, you know, like the Elvis impersonator is with us, Elvis is in the building, Elvis is in the but building. he shouldn't be because it's a court of law. Please raise Elvis is in the building. As hy die hamer slaan en sê hy sê, thank you. Pita. Ek kan nie. O nee, dit was 'n John Travolta, nee, was dit nie?
Right, please move on, please. What are some of your favorite grocery stores? So where do you enjoy shopping? Mag as dit maar noem? Yes, because it's related to the story. Ag, weet jy, ek maak maar gewoonlik staat op Checkers met die 60-60 Ja. toepassing, ja. Interessant dat jy dit ook noem, ja. Ek weet Spar het nogal 'n paar van hulle winkels baie mooi oorgedoen. Ja. Dit is nogal lekker om een of twee van hulle in te draf. En Woolies Food vir vrugte en groente. Ja, ek is ook 'n Woolies persoon want dit link lekker in met mense medies en jou vitality en al daai goedjies so. Dis maar lekker en dan kry jy 'n bietjie geld terug as jy gesonde goedjies koop. Well, you might have heard, we now have a new contender in the ring in terms of grocery stores. Walmart officially opened its first store in South Africa at Clearwater Mall this Saturday, marking the retail giant's debut on the African continent. The store in Roodepoort, just west of Johannesburg, opened its doors on Saturday, the 22nd of November, and immediately attracted hundreds of shoppers. Many queued for hours, eager to take advantage of Walmart's signature everyday low prices and to access international products that are not commonly available locally. Now, among the items drawing attention were Drew Barrymore designer air fryers, Labubu dolls, and Dr. Pepper sodas. Walmart's entry into South Africa also brings a fast online shopping option offering a 60-minute delivery service. And this puts the American retailer in direct competition with Checkers 6060, which is South Africa's leading on-demand grocery delivery service. Walmart's move into South Africa is seen as a significant step in the company's global expansion, and the Roodepoort store is expected to be just the first of several as the retailer seeks to establish a foothold in a highly competitive market. So, is jy opgewonde dat Walmart nou hier is? Ja. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Kyk, ek is mos nou nie die shopping ou wat regtig die shopping en so doen nie, maar ek weet my vroutjie was daar gewees en Sy het geduld. Wow. ja, maar sy het seker haar tydsberekening so gehad dat sy nie in daai lang ry hoef te gestaan het nie. Ja. Maar jy weet ons was mos nou in Amerika en ons ken vir Walmart. Jy ken van En daar is seker maar hier en daar 'n verskil, maar kom ons gee hulle dan 'n Marokkaans met die eerste winkel om net hulle voetjies te vind en dan hopelik gaan die dinge beter raak. Kan jy daar- Dat dit meer Amerikaans sal Ja. wees. Ag, weet jy, in hierdie stadium, ek gaan maar sê, gegeewe die plek waar ek woon, is dit 'n bietjie ver van my af. Maar as ek nader gewoon het, ja, dan sou ek gegaan het. Jy gaan loer. Jy, Ras? Jy bly bietjie dit is nader. naby aan my en die kinders nag nou so 'n bietjie om te gaan en sodra die hype bietjie gaan lê, sal ek dalk want ek hou nie van in 'n ry staan nie. Queuing is not for me. Nee, glad So, nie. ja. Ag, en mense drentel maar net daar rond te goed. Ek wonder, baie mense het nou mos nie regtig gegaan om te gaan shop of iets. Ja, Dis net maar om te te gaan gaan sien kyk, wat daar nuuskierigheid. Ja. Ja. Wel, ons kyk hoe gaan dit met Walmart hier in Good luck. Suid-Afrika. Good luck Walmart. Ons is baie bly julle is hier, maar vir nou gaan ons eers sê see you later alligator. Bly net waar julle is. Ons gesels net hierna verder. Te heerlik hier by Goeiemôre, good morning en ons het baie oggendpraatjies. Jy het nogal in 13 jaar seker baie dingetjies wat jy kan deel. So dalk moet ons môre daaroor gesels. Dis nou Elsa, maar dis môre se probleem. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. We're gonna be alright. Let's go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me
Bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons vir die perfekte afwerking. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Ons het 'n besige oggend hier op Goeiemôre, Good Morning. Ons gaan later met Sean en Kelly Stein gesels oor hoe hulle dogter Jana herstel na haar fratsongeluk. Ons kuier op die rooi tapijt by die Nasionale Film en Televisie Toekennings en Pieter Prys kom wys uiteindelik vir ons sy heel eerste musiekvideo. Maar eers oor na jou, Elsa. Baie dankie Ras. Mats. Ek wil vanoggend met julle gesels oor wagwoorde. Voel julle gebruik sterk wagwoorde aanlyn? Ek doen, kan ek vir jou sê wat doen ek? Ek het 'n password safe, so daar's 'n ding wat ek gebruik wat 'n password safe is, né? En as ek op 'n nuwe app is of 'n nuwe webwerf wat ek nou nog nie gebruik en dan maak ek so dan kopie ek net dit. So ek ken nie my wagwoorde by enigiets nie. Ek ken nie eers my wagwoord vir my password safe nie. Chris het my wagwoord daarvoor, dan kry ek nee. So I think I'm pretty much covered. Hierdie is goud werd. Demonstreer gou weer vir ons. En druk ek so 'n capital hier en daar en so I really don't know. Nee, ek het nie 'n kluis nie, maar ek het 'n dokumentjie. Ja, jy skryf dit seker ook iewers neer. Passwords dat ek iewers oral maar of die kinders kom vra, "Pappa, wat is die password nou weer?" Dan, "Hoe moet ek dit onthou? Ek kan nie." Ja. So ja, ek sit op. Behalwe vir die feit dat jy moet maak. Dis sy. Wel. 'n Nuwe verslag deur NordPass toon dat Suid-Afrikaners grootliks op swak wagwoorde staat maak en daarom het ek gevra. Die studie wat openbare databreuke en donker webversamelings van September 2024 tot September 2025 ontleed het, wys dat ongeag die ouderdomsgroep eenvoudige nommerreekse, basiese woordkombinasies en variasies van name en vanne grootliks gebruik word. Jonger gebruikers verkies eenvoudige patrone soos lang nommers, dis nou seker daai of dan populêre internetwoorde soos skibidi. Wil jy dit wil sê nou, as dit nie. Terwyl ouer gebruikers dikwels name met syfers kombineer. Nou ten spyte van waarskuwings vanaf kuberveiligheidskenners, bly dieselfde swak patrone bo aan Suid-Afrikaners se keuses. Skibidi. Wat dink jy? Skibidi 1 2 3 4 5. Daar sê. Ja. Baie keer dan sê jou rekenaar mos vir jou, "Do you want to use this password?" Dan hy mos so 'n lange ding. Nou, but that's what I do with the like just making random letters. Ja. Hoe onthou jy dit dan? But my no, then I copy it and I put it in my password safe and then I know that it's there. Julle is baie voorberei. Ja. Ek maak maar staat op my toestelle se geheue. Ja. Wat dit dan nou stoor en dit is wat so lekker is van vandag se tegnologie, is dat jy dan nie kan ingaan en kan gaan doen. Ek dink dit is ook ek kan verstaan hoekom mense net maklike goed kies wat hulle kan onthou because it's so
annoying to have to remember a different password for each site. So nou gaan ek maar net met die eenvoudig sê, I don't blame people. I'm not saying that it's safe or that it's correct. Ja. But I don't blame people for being lazy because hoeveel passwords have we Hoeveel still moet got jy hê? left in ourselves in 2025? Maar ek sal graag die top 10 wil hoor. Ja, As jy dit is nou juist waarby ek wil uitkom. Hou vas in julle stoele. Interessant is. Ja. So Norpas het die top 20 mees algemene wagwoorde in Suid-Afrika bekend gemaak en julle het nou vir my gesê julle wil die top 10 hoor. Asseblief. So ons begin met die 10de een. Die 10de een wat ek net sien want ja, die volgorde is hier so 'n bietjie anders. So kom ons beweeg van 10 na 1 toe. Jassie 21. Jassie. Jassie. Jassie, maar hoe gaan ek hierdie een onthou? In die 9de plek Cindy 1. In die 8ste plek password, maar dan met daai aapstert O, simboolie. die aapstert aakie. Nou gaan ek weer uitgehaal word oor Afrikaans, die @ simbool Ja. en dan ook die 0 vir die o. Dan in die 6ste plek, ag kan jy nou meer 1 2 3 4 5. Net so. O, wag, kom ons beweeg eers na die 7de plek toe. Ekskuus, redelik soortgelyk as die vorige een, password 1. Net so. Net so. Password. In die 6ste plek 1 2 3 4 5. In die 5de plek 1 2 3 4 5 6 7 8. Baie kreatief en oorspronklik, nê. Nee. Dan in die 4de plek Kenzo. Kenzo. 007 of 007. Okay. Dan in die 3de plek net password met die hoofletter P. Dan het ons in die 2de plek 1 2 3 4 5. En in die 1ste plek, nee, hierdie is verkeerd. Wag, ek wou sê. In die 1ste plek is dit net admin. 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 Klein lettertjies, groot lettertjies, niks. Net so, dit is nie die woord soos wat, okay, hierdie is 'n admin. Daardie mense moet ook maar 'n bietjie dink. Het hulle nog nie flieks gekyk nie. As iemand na jou Uber wil kraak. Kyk, wagwoorde is admin. Maar dit is hoekom die mense seker dit gebruik as admin. Okay, wagwoord. Ag, hier is 'n admin. So ek gaan nie admin. Maar ons lag en so, nê, maar die manier wat kuberkriminele eintlik opereer Toegang is kry. vir my skrikwekkend. Because once they have one password, I had my Twitter account stolen before, and my password was pretty strong. Yeah. But they must have these systems that just kind of filter through. En teen die tyd wat jy besef iemand is in jou rekening, they've changed the password. Yeah. Then the big deal is they change the email address to which that account has been linked, and then you're out. So dit is maar net 'n ding van gehad met my sorry. Facebook wat gehack was. Ja, daar's Facebook niks was wat jy gehack kan en doen nie. Jy's So- skielik 'n vreemdeling in jou eie omgewing. Exactly. Jy kan nie in jou goed inkom nie. So we do laugh about it and it's a fun little thing that people use these silly passwords, but it is really, really important to use a password that is not going to get hacked. And I mean, if they give you that suggested strong password, maybe copy that and use that. Kyk, al wat ek in hierdie stadium wil sê is kuberkrakers, baie sterkte met 'n rasse password. Dit gaan baie moeilik wees om daai net te kraak. As ek hom nie ken nie, how am I going to Verstaan tell jy? someone else what it is? Wel bly ingeskakel, want dit is net hier na tyd vir die sport. Ons is nou weer terug. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind
a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. This is Goeiemorgen, good morning. It's sport time. I'm Arnold Getz. The world's toughest ocean paddling race is taking place from the 3rd to the 6th of December. That's the PETE to East London Surf Ski Challenge, or PETEL, that spans over 4 days and 250 kilometers. Here to tell us more is the Executive Director from HelpLink, Adelaide McKelvey, and co-founder of AdReach, Brad Fisher. Welcome to both of you. Nice to have you with us. Thank you. Ladies and gents. How did this race start, Brad? The race started as a challenge 50 years ago, where someone called Johnny Wood challenged a runner, actually, to see who could get from PE to East London first. One going on the sea, which was Johnny, and the runner ran on the road, and that's actually where the race started from. Who won? I think the runner won. I have to say. I remember that correctly, yes. That's why I asked. And it's developed into a very, very large race now with really tough conditions. Tell us what HelpLink does when it comes to this, Adelaide. So HelpLink is a program that helps informal businesses transform to formal businesses. And we've sponsored the PE to East London race because it takes the same kind of characteristics to paddle the rough oceans as it does to paddle the life skills in a business. And quite honestly, it's about the strength of the character. It's demanding. It's you need resilience. You need tenacity. You need grit, and you also need some mentorship along the way. And I think those alignments with the PE race sat well with us. We wanted to create an awareness of this sector of the market and the type of character that it takes to build small businesses in South Africa. So the two link very well together. What does HelpLink in fact do as a business? What is your actual core business? So the HelpLink program is actually made up of a couple of elements. It's an AI course that addresses certain business challenges, typical micro business challenges. And what we do is it's a 6-week course. We take micro entrepreneurs from an informal stage to a formal, and allow them to get access to supply chain in the corporate environment. We do the 6-week course. We then add on mentorship, hands-on mentorship with people either relevant to their industry or to the sector that they work in. We then, hugely important, we give them access to market through our Media Alliance partners. We give their brands visibility. Very often they don't have that access. And then we give them a small grant to open up an opportunity for their business. We hold their hand along the way. It's a very quick but very efficient program. And we're trying to get, the whole reason for the sponsorship is that we're trying to get large corporates to pay attention to this sector of the market, because it's unseen, and it's where the country can get the hugest impact in terms of employment and contribution to GDP. So a lot of the corporate compliance money goes straight through to what we call QME, which is the 10 million size business. These businesses there's thousands and thousands of them, 1 million to 3 million in the micro businesses, and they don't get the support, unfortunately, but they can make the largest impact. So hence the sponsorship. We want to create awareness on that. I see you furiously making notes there, Brad. What are you writing down? What's come to mind for you? Just the importance of this, often named the informal, unseen economy. Yes. And how that in a place like America, 70% of the jobs sit in that informal sector. And you'd think there with Google and these big brands, big companies, how on earth is that the case? Whereas in South Africa,
you're sitting with under 30% of the jobs that are actually created in the informal sector, which shows you that these micro businesses, and there's actually more like millions than there's over 1 million than in hundreds of thousands. If they could, some of them, the best of them, be sucked up into supply chain for corporates, and each one of them started employing 5 or 10 people, you can see the multiplier effect and what it could actually do for this country. And the sad thing is there are corporates that want to help and do, but the money is getting trapped at 2 levels up almost, where a business is actually making it and they support it to make it further. We really want to take the businesses at the bottom end that are surviving subsistence into something where they can employ people and scale up and gear up. What makes the race so tough? I'll compare it to the Comrades, which you're familiar with, Arnold. You're battling not only, say, day one is 80 kilometers, you're not only battling the distance, you end up on your own for most of that race, because the way it works, the dynamics of the sea, very quickly you don't see anyone. So you're sitting on your own, you've got no crowd support, you've got to be self-sufficient, you've got your own water and nutrients in the boat. Things go wrong, you can come out of your boat, lose water and these sort of things. So it's just I find the solitude of it. There are times where there's a bit of fear. I'm a Vali, so going down there to paddle in the sea. Of course. When the sea gets big, where the wind is, you're fighting yourself not to succumb to fear. Yep. You're hanging in, and so and you're also trying to read the sea and work out which line to go. So the combination of all of that, I think, makes it very mentally tough. And also, the race is the 3rd to the 6th of December. No one can set the conditions. You go and the sea does what the sea wants to do. What you get is what you get. What you get is what you get, and you've got to cope with it. So there's also a lovely charity angle where you have youngsters who are coming through that you look after in the race and during the race. Yeah, so actually, again, thanks to Adelaide and HelpLink, they've sponsored 2 athletes. One of them is from the upliftment that I was speaking to you about, Sozi Transport, Sibusiso, I call him Sozi, who is now sponsored to do the race. And we've got a previous race winner, Bevan Manson, just in the same way that HelpLink needs to mentor guys. He's mentoring Sozi and training him. In fact, this afternoon they're doing their last hour and a half together. So he's one of them. And the other guy that we're supporting is a guy called Sandile, who's a lifeguard in East London. So you can imagine what it took for him to get to where he's got to. And he's also one of the guys taking on the race. So, yeah, which is rewarding. And hopefully they both make it. We certainly hope that they both do. To both of you, well done and congratulations. We hope it goes well. You taking part, aren't you? Yes. Okay. Yes. And your own sort of goals for the days? I just want to finish. 2 years ago, I got a DNF. I did not finish. I had rudder, I'll blame it on that, but I had rudder trouble on day 2. Okay. And eventually the NSRI pulled me off. I was hypothermic, so I'm going back to try and finish it. Sorry to hear that. To both of you, thank you for your time this morning. We hope it goes well. Come back and tell us how it went. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Dis dan die Port Elizabeth na Oos-London en iets wonderlik om na uit te sien. Wel bly net waar jy is, want net hierna is dit tyd vir finansies. Ek kyk gereeld daarna want ek het nie 'n idee hoe om met geld te werk nie. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.
AC/DC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. Kyk, ek was lanklaas so opgewonde oor 'n finansiële gesprek. Elizay Kutse van Everest Advisory Services is vanoggend hier om vir ons te vertel hoe 'n finansiële beplanner se perspektief lyk of hoe hulle die lewe benader. So welkom terug Elizay. Lekker om weer terug te wees. En ek dink dit is 'n ander soort gesprek vandag, maar ek's baie nuuskierig. Want wat is die vreemdste finansiële raad waarvan jy al gehoor het en hoekom werk dit glad nie? Ja, so een van die vreemde dinge wat ek eintlik baie hoor, dit gebeur net seker ja, dit gebeur vir my verskriklik baie waar mense vir my sê hulle gaan hulle geld trek en onder die matras bære. So eerstens in vandag se ekonomie gaan dit nou nie werk nie en wel dit kan natuurlik risiko ook inhou ten opsigte van dat dit dalk moontlik gesteel word en jy weet nou die ekonomiese inflasie risiko. So obviously nie 'n goeie idee nie. Nou as geld 'n persoon was, hoe sou jy geld beskryf? As 'n drama queen of 'n stil introvert? So daar sou ek sê definitief 'n drama queen, want ek meen dis op en af en dit is de mekaar en daar's vreeslike moods wat rondgeswaai word. Die een ding is wat ek dalk wil uitlig daar is as jy dit verkeerd hanteer en nie respekteer nie, dan gaan jy dalk in die moeilikheid beland. Maar as jy dit respekteer en goed belê natuurlik, kan dit vir jou baie beteken. So pas dit mooi op, dis soos 'n vrou. Goeie raad. Nou ons hoor gereeld van die sogenaamde guilty pleasure. Ja. So as jy iets moes uitsonder wat jy graag koop wat nie in 'n begroting pas nie, wat sou dit wees? Een van die dinge waarop ek nie noodwendig sny nie, is 'n baie goeie koppie koffie. En dit is natuurlik as jy by 'n koffiewinkel instap, jy kan sommer sien deur die masjien wat hulle gebruik, gaan dit lekker wees of gaan dit nie lekker wees nie. Sure. Die ander ding is mense wat my ken sal byvoorbeeld vir my sê, "Ja, ken jy nie as 'n koffiedrinker nie, maar dis omdat ek net goeie koffie drink." So daar sal ek sê bestel dalk vir jou een koppie goeie koffie 'n dag of maak dalk vir jou by die huis 'n goeie koppie koffie, maar dit is een van die guilty pleasures. So om jou dag reg te begin is baie belangrik. Wel, ek wil net vir 'n oomblik daarby stil staan, net vir ingeval jy dit dan nou nie geweet het nie. Hier hoor jy dit. Eerste, Elizay Kutse is 'n koffiesnob. So wat is jou persoonlike lifehack om nie te veel op koffie te spandeer nie? My man het so 'n paar jaar terug vir ons 'n ordentlike koffiemasjien gekoop en ons het op 'n stadium het ek 'n bietjie navraag gedoen by ons barista by ons werk om my net so 'n bietjie te wys wat se tips en die tricks en goedjies en daar het ek beginne die lekkerste koffie maak. So daar's 'n redelike chemiese ding aan die gang van bean to cup en dat jy nie noodwendig klaar gemaalde koffie moet koop nie. En op die einde van die dag werk dit jou baie goedkoop uit as jy 'n goeie pak bone koop. Kan jy dalk verseker baie spaar op goeie koffie natuurlik. So ek spandeer geld op 'n goeie pak bone en werk jy omtrent seker so sê maar 5 koffie se prys uit. So dis definitief nie te werd waar jy byvoorbeeld 20 of 30 koppies koffies kan maak en wat baie lekkerder is. So ja. Nee, kyk, jy het al jou sommetjies gedoen. 'n Belangriker finansiële gesprek hier op Goeiemôre Good Morning gaan 'n mens nie kry nie. Ja. Maar as jy 'n superkrag kon hê om mense se finansies te verbeter, wat sou dit wees? Ek sou dink om dalk waarskynlik iemand voor te stel aan hulle toekomstige self en net 10 minute se gesprek te hê met mekaar. Want jy sal gou agterkom dat jy dalk waarskynlik jou lewe sou bietjie verander of bietjie meer neig om bietjie meer te spaar of 'n finansiële besluite te neem op 'n ander manier. So dis definitief een van die superkragte wat ek dalk waarskynlik sou wil hê, ja. En wat is die snaakste ding wat iemand al vir jou gesê het oor iets soos aftrede? Ek gaan werk tot ek 80 is of ek gaan nooit ophou werk nie en die ander ding is ek gaan die lotto wen. So, jy weet, die statistiek bewys dat jy weet, daar's 'n groter kans dat jy deur 'n kokosneut doodgeval gaan word.
as wat jy die lotto wen. So ek dink nie daai opsie is 'n goeie opsie om te oorweeg of dink dat dit dalk gaan gebeur nie. Ek sê nie moenie speel nie, dis dalk nog steeds jy daar nog steeds 'n kans, maar ek dink kry finansiële raad in man. Dis mos nou baie meer algemeen en beplan. Ek meen as jy nie weet nie, dan weet jy nie, so beplan en kry jy dinge in orde definitief. Nou as jy 'n finansiële term of begrip moes hernoem om dit lekkerder te laat klink, watter een sou dit wees, want ek is seker of van daar is 'n hele paar. Ja nee, definitief. So een van die woorde wat ek niks van hou nie is begroting. Ek sal dit dalk eerder 'n spandeerfonds wil noem. Want dit klink net bietjie lekkerder en nie meer so styf nie. Dis presies wat dit is. Dit is 'n spandeerfonds. So ja, dis een van die woorde. En as jy 'n film oor geld kon maak, wat sou die titel wees? En wie sou deel van die rolverdeling gewees het? Ja, ek het al baie gedink aan so iets. So ek sal die titel maak, meer rand, minder sent. En ek het gedink die hoofkarakter sal iemand wees soos Margot Robbie, wat sag is maar sterk is en met 'n finansiële sakrekenaar. Sjoe, interessant. En wat is die een ding wat jy wens mense moet ophou doen met hulle geld en hoekom? Jy weet, dit is 'n vraag wat eintlik nogal hartseer is, want baie mense neem emosionele besluite. Jy weet, as dit kom by kinders se speelgoed byvoorbeeld, as dit kom by klere, as dit kom by iets wat nie werklik in waarde groei nie. Ek sou sê belê in kundigheid, belê in wysheid, belê in iets wat jou gaan meer inkomste waarskynlik gee of jou beter besluite laat neem op die einde vraag. Belê in jouself eerder as wat jy in 'n tipe van 'n image belê of 'n tipe van 'n trend belê. So ja, dis maar dit. Net voordat ons aanbeweeg, want baie mense sal soms wonder, ja, maar op watter ouderdom is dit nou nodig om daarmee te begin, om in myself te belê? Wat sê jy dan vir so iemand sê? Wanneer jy 'n eerste inkomste verdien, is dit eintlik baie belangrik om dan al goeie gewoontes te skep. So ons het al hierdie gesprek gehad. So jy weet, ouers moet baie gou-gou met hulle kinders begin praat oor finansiële beplanning. Dit gebeur nie sommer nie, want dit is amper 'n taboe saak. Niemand mag weet wat in die pa of die ma se geldsaake aangaan nie, want daar's dalk iets snaaks wat hulle dalk gedoen het, daar's dalk foute wat hulle gemaak het. Jou kinders kan daarbey leer. So neem kennis in en deel dit met jou kinders en maak seker hulle verstaan hoeveel hulle kan spaar, wat se belastingvoordele daar kan wees. As jy dan nie die kennis het om dit te deel nie, win iemand in. Vra vir ons by Everest Advisory Services om te help. Ons het kundige ouetjies daar wat definitief, ek weet hulle is lus om te help. Dis hulle passie. En so maak ons die jonger garde bietjie slimmer en bietjie meer geld wys. So op die einde van die dag, jy weet, dit kan nie sleg wees nie, so doen dit beslis. Definitief. En dan net laastens, as jy 'n meme oor finansiële beplanning kon maak, wat sou dit sê? Okay, eerstens die een dag, jy weet, ek gaan oor 'n maand begin spaar. Dit is nou die ding. En dan die volgende dag, het jy gesê 'n jaar of 'n maand? En dis dit. Daar sy. Luister hierso, ek dink jy's baie kreatief en ek wil net sê daai fliek waaraan jy dink, hier is 'n produksiemaatskappy wat kan help daarmee. Hoor, so kom klop maar net hier aan. Baie dankie Elise. Dis dan altyd wat ons het vir finansies, maar bly waar jy is, want net hierna hoor ons hoe dit nou met Jana Steyn na haar fratsongeluk gaan. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het.
van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. Goeienaand, my naam is Tiark Lee en ons is vanaand hier by die Suid-Afrikaanse Staatsteater vir die National Film en Televisie Toekennings. Ek is hier om 'n klomp mense te ondersteun en produksies wat genomineer is hierdie jaar. Twee produksies wat vir my uitstaan is definitief Binnelanders en Semi Soeter, saam wie ek die voorreg gehad het om saam met Anel Alexander te werk. Dis eerstens 'n baie groot eer om genomineer te word. Dit is my eerste National Film and TV Awards nominasie. Weer eens 'n groot shout-out aan die span by Khaki Fever wat hierdie geleentheid moontlik gemaak het. Dit is 'n span nominasie meer as enigiets anders. Hi, my name is Liam Spielman, and I co-directed the film Adam with Whitford Collins. So we're here we're nominated for Best Feature Film. On top of that, one of our actors, Dirk, essentially got nominated for Best Supporting Male Actor. It was our first film. So it was like me and my best friend getting together, making a film, pitching it, and kind of like creating this body of work that we're super proud of. So it's one of those little things where it's like a dream, kind of making something with someone and then seeing it essentially on stage. I think my main message is that with a lot of the obstacles that are in our way, it's all about like taking the tools around you, collaborating with the people beside you, and essentially creating a body of work that you essentially want to be proud of. I think it's literally simple as that. We just make it a lot more bigger and convoluted, but it's simply just picking up a camera and starting from there. It's necessary to be able to understand that with light, darkness also needs to exist. And we essentially need to be able to hold that duality to tell our stories. Because if you simply shine a light on one simple thing, it makes it very one-dimensional. Whereas as human beings, we live a very multifaceted life. So I think tell all the stories, good and the bad, and the dark. I feel like I'm with my family at the moment. You know, like just seeing other actors, people in the industry that I haven't seen for a long time. I feel like this is the one occasion, an event that brings us all together and reminds us why we do what we do. It's such a privilege to be here amongst all these stars, all these wonderful artists and directors and producers. So listen, I'm humbled. I'm humbled. We celebrate film, we celebrate TV, podcasts, everything, radio, whatever it is. We all bold into one industry. The Heart is a Muscle comes to cinemas in January 2026. Look out. Check out all the social media. We're called @The Heart is a Muscle Film on Instagram. Check us out.
Hallo, ek is Kai Sutton en ek speel in Reënboogrand en ons is almal genomineer vir die beste Afrikaanse TV-reeks. So Paul is ek ongelooflik trots op my dogtertjie. Ek weet dit was altyd 'n droom van haar en ja, die Here was goed en hy het die geleentheid gegee vir haar en ja, ons hoop Reënboogrand vat hom huis toe. I'm Davian van der Westhuizen and I am nominated for the film in. Yeah, and I played the role of Lucas in it. So yeah, it's so amazing. I'm so glad to be here. It's such an honor. I'm so excited. Where are we tonight, Marietta? National Film and Television Awards, coming to you live from the State Theatre in Pretoria. Yes, this is the third awards for the National Film and Television. I'm Kim Klutzer, this is Marietta, and and it's really, really crazy beautiful tonight. It's so nice to see people out and about getting dressed up and then bumping into our peers, you know, that you don't get to see often. Yeah, nice to celebrate each other, I think, you know, so yeah, good luck to all the nominees and yeah, may the best actors, actresses, production companies win. People think that our industry is glamorous and maybe on like nights like tonight, yes it is. And it's lovely because behind the scenes it's not necessarily the case, more often not. And I think it really is, it is important regardless of what is happening in the arts and how things are shifting and where artists are in a state of limbo at the moment. I do think it is absolutely vital that we still celebrate the work that we do. Ja, baie geluk aan François Jacobs wat beste akteur in 'n ondersteunende rol in film gewen het vir Khaki Fever en dan ook Keenan Harrison wat beste akteur in film gewen het vir Heart is a Muscle. Nou ja, sedert die vratsongeluk op hulle plaas vroeër vanjaar het klein Jana Steyn se storie duisende Suid-Afrikaners se harte aangeraak. Die 17 maande oue Peter wat in Augustus onder haar pa se bakkie beland het sedertdien ongelooflike vordering getoon. En ek gesels nou met Jana se ouers, Kelly en Sean, oor hoe sy herstel. Goeiemôre, good morning aan albei van julle en baie dankie dat julle vanoggend by ons aansluit. Môre, en dankie vir julle dat julle ons hier op het. Goed, ek dink ek wil sommer begin deur te vra, hoe het Jana se herstelproses tot dusver verloop? Ja, sy doen goed. Sy is elke dag is daar ietsie beter, ietsie wat sy meer doen. Sy is nou op 'n stadium wat sy, as jy iets sê, dan wil sy dit sommer saam jou sê. So ja, nee, ons is baie geseënd en ja, dit gaan regtig goed met haar. Maar die dokters is ook tevrede. Ja. Ja, dis baie goed om te hoor. Ek wil net vir 'n oomblik 'n tree terugneem en vir julle vra dat julle net vir ons verduidelik hoe ernstig haar beserings volgens die dokters was. Ja, ernstig, dit was, die dokters was self almal bekommerd en ek dink die dokters was almal self verbaas. Toe sy lewendig daar uitgestap het en die mense by die eerste hospitaal waar ons gegaan het by ongevalle, hulle almal kan dit nie glo nie, hulle kan nie glo ons dogtertjie is weer haarself nie. Toe ons nou by haar opvolg afsprake was, toe kom sy ingestap by die dokter se spreekkamer en hy sê sy loop. Ek het nie gedink sy gaan loop nie en hy sê kom ons wees net vir een oomblik ernstig. Ek het nie gedink dit gaan so gaan nie. Ek het gedink daar gaan 'n infeksie kom en dit gaan bietjie erger wees. So nee, dit was maar ernstig en ek dink ja, dit het regtig goed uitgedraai. Ja. Sê my, wat was die moeilikste deel van die herstelproses tot dusver? Ek sal nie sê daar's 'n moeilike deel nie. Daarvan was maar tye in die hospitaal wat 'n ou half. Jy is seker joh, as hy nou wakker gaan word. Wat gaan ons nou moet doen? Wat gaan fout wees en so nie? Hoe gaan sy lyk? Ja, ek het net verkeerd opgeheeld het gesê, daar gaan niks fout wees met haar nie, sy sal alright wees. Ons bid net heeltyd positiewe goeders en ja, als dit nooit is, as ons bietjie negatief raak of so, dan kry ons onsself en weer mekaar en dan sê ons het right. Ja, ons moet positief bly, dit help nie ou raak negatief en
Ja, so dit was sanitair vir die dokters om heeltyd te kom, okay, dit is nou vandag se uitslaa. So ek dink dit was vir ons moeilik, die uitslaa wat elke dag nou gesê word deur die dokters sê, okay, dit is nou hoe Jana vandag lyk, die infeksietellings gaan bietjie op of bietjie af. So dit is sanitair vir ons om haar te sien daar lê op die bed en elke dag. En dit was nogals vir my erg in rehabilitasiesentrum. Dit was my erger as in ICU om al die siek mense en al die siek kinders en alles om ons te sien. Maar elke dag net te sien hoe sy vorder en hoe sy elke dag net so goed herstel, dink ek het beter vir ons gemaak en die mense om ons, maar ja, die hele proses was maar moeilik, maar ja, ek dink die feit dat sy elke dag net beter gedoen het dit makliker gemaak. Daar was nie 'n terugslag nie. Ja. Dis baie goed om te hoor, maar ek moet ook vir julle vra, hoe het hierdie vratsongeluk julle gesin en familie oor die algemeen beïnvloed? Ek dink amper op 'n goeie manier, want ons kyk nou anders na die lewe. Ons probeer meer positief wees, ons bid meer, ons is meer dankbaar vir die klein goedjies. Elke keer as ek my kinders vashou, dan sê ek net dankie Here vir my kind, dankie dat sy gesond is. So ja, ek dink ons by die klein goedjies net ernstig op ons van selfspreek, die goed wat mens vooraf van selfsprekend gevat het, is vir ons nou, die klein goedjies is vir ons belangriker. So ja, ek dink ons sien die lewe net bietjie anderste en dat die lewe so vinnig kan verander. Ja. En hoe lyk die pad vorentoe vir Jana en julle gesin? Daar is nie regtig iets snaaks nie. Hulle beplan al volgende jaar Maart gat in ons skedel toe te maak. Ja, die dokter het ook gesê hulle wag dalk 'n jaar en so, en toe ons nou daar is, toe sê ja, sy doen so goed, dan beplan ons dit nou vir Maart. Ja, so dan gaat hy nou maar, hy het gesê wat hy dink hy gaan doen, so ons sal nou maar hoor dan. Ja. Maar ja, daar is nie regtig, hulle sê nie regtig vir 'n ou, daar was nou kol op haar brein gewees, maar hulle sê nie vir 'n ou, so, sy gaan nie kan loop, sy gaan nie kan onthou nie. Dis omdat sy so klein is, kan hulle nie verseker sê nie, omdat sy nog groei en herstel op dieselfde tyd. So daar was nie iets van wat hulle sê, okay, hoor hierso, hierdie jaar gaan nou so lyk, dit is wat sy nou gaan doen nie. Ons vat eintlik elke dag soos dit kom, maar dit lyk positief en ons bly positief en ons vat alles met 'n positiewe houding. So ja, sy doen goed en sy is weer 100% haarself. So ons weet daar gaan niks fout wees nie. So ja. Ons het 'n paar sekondes oor en ek meen so iets, 'n mens sal so iets niemand anders toewens nie. Maar wat sou julle raad wees, net in 'n paar sekondes, aan ouers wat deur 'n soortgelyke traumatiese ervaring gaan? Om net positief te bly en om daaroor te bid en vir die Here te vra om vir krag te gee, net by sy voete neer te sit en net vir hom te sê hy moet oorvat, want om dit self te probeer hanteer, dit is nie maklik nie, en ek dink nie dis doenbaar nie, so om net vir hom te vra asseblief vat oor en net bidend te bly, en positief te bly, en dit wat die dokter sê, dit is hulle opinie, maar ons besluit anders en ons kind gaan reg wees en sy gaan nie breinskade hê nie. So ja, ek dink positiwiteit. Dankie dat julle julle storie met ons gedeel het. Julle is vir ons 'n inspirasie en baie sterkte ook met die pad vorentoe. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency.
At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tony, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Kersfees herroep prentjies van knuswinteraande, rendiere en sneeumanne. Beelde waarmee Suid-Afrikaners in sonnige Suid-Afrika nie kan vereenselwig nie. Maar Elsje Designs het pas 'n unieke Suid-Afrikaanse adventkalender gebaseer op historiese bakens in Stellenbosch bekendgestel. Hier om ons meer te vertel is Henny Andrag. Welkom by Goeiemôre, Good Morning, Henny. Goeiemôre. Waar kom die idee vandaan vir hierdie adventkalender? Ja, ons bring elke jaar 'n Kerstema uit en soos jy sê, daar's min in die mark wat ons eie stories vertel. So dit is wat ons aanvanklik geïnspireer het en ons wou iets skep wat mense kan sê, ja, dit is my dorp as hulle dit sien. Hoe het julle besluit op watter historiese bakens in Stellenbosch in die kalender ingesluit moet word? Stellenbosch, ons tuisdorp, is een van die mees uiteenlopende argitektuurdorpe in Suid-Afrika. En wanneer jy die strate stap, sien jy 'n pragtige mengsel van stylrigtings, Kaaps, Hollands, Edwardiaans en Neogoties. En ja, al hierdie style letterlik in 'n paar blokke van mekaar en dit maak Stellenbosch ongelooflik uniek. En ons wou hierdie visuele taal op 'n vars en miskien 'n toeganklike manier vasvang en met mense deel. Mens dink soms aan daai Kaaps-Hollandse argitektuur, maar jy het spesifiek met hierdie blou Delft-styl gegaan en dit is pragtig, dit lyk soos porselein. Ja, baie dankie. Ja, die Delft-styl het dan natuurlik sy oorsprong in die 1600s in Nederland gekry. Toe die Nederlands, wel die Chinese porselein, baie skaars en duur geword het. En toe het hulle begin om die eie blou en wit ceramics of keramiek te maak en na te boots. En dit was 'n enorme sukses. En die styl het vinnig ontwikkel tot iets baie unieks met hulle fyn blou lyntjies, die wit agtergrond en baie detail. Patrone wat ek natuurlik geïnspireer is deur die natuur, die argitektuur en stories. Dit het dan nou natuurlik later bekend geword as wat ons ken as die Delftblou. En dan het ons nou maar net besluit, ons gaan daai Delft, die oorspronklike Nederlandse tradisie, 'n volledig Suid-Afrikaanse draai laat maak. So ons noem dit sommer Stellenbosch Delft, wat weerspieël dat ons nou ons huisies gebruik. Ek is mal daaroor, Stellenbosch styl. Hoe lank vat dit om die kalender te maak?
Dit is 'n hele proses. Ons het 'n hele span wat daaraan gewerk het. Ons het letterlik die strate ingestap en foto's geneem en al die geboue langs mekaar gesit en ons moes maar baie fyn kies watter ons gaan kies. Ja, en ek dink die hele proses om die adventkalender, wat nou natuurlik ook 'n hele reeks geword het ons so 3 maande gevat. Ja, en dit is nie net die adventkalender nie, ons het 'n hele reeks. Ons kan jou hele Kerstafel doen die jaar as jy wou. Wow. Ek wou net sê, dit is, soos jy nou genoem het, dit is nie net die kalender nie, daar's ander temas en ander goed wat julle ook dek. Kan ons bietjie meer daaroor gesels? Ja, ons het 'n verskeidenheid van produkte. Ons inspirasie vind ons gewoonlik in ons omgewing, reg Suid-Afrikaanse stories wat ons vertel. Ons vind natuurlik baie inspirasie in fauna en flora en botaniese temas. So ja, ons het 'n groot verskeidenheid en julle kan gerus gaan kyk wat ons doen. Maar ja, die Delft is, ons het Stellenbosch Willows reeks gehad en hierdie het eintlik maar net half 'n natuurlike groei uit dit gehad. Henny, hoe oop is julle vir idees, byvoorbeeld as mense nou na julle te kom en sê, kan julle asseblief hierdie vir my doen, maar in die styl en in die temas wat julle mee werk? Ons is 'n ontwerpatelier wat kommersieel werk, so ons doen nogals heel wat ontwerpwerke van logos en etikette en verpakking. So ons kan dit bespreek en nogals hoe die huisies het mense al ons gekontak en ons het vir kliënte al hulle eie huisie geillustreer. En so hulle het hulle eie huisie wat hulle hierdie jaar gebruik vir Kers versiering. So dit is baie lekker om dit te sien en te hoor. En mense stuur natuurlik interessante foto's ook vir ons waar hulle dit toegepas het. Wat is die reaksie tot dusver op die kalender? Ekskuus, sê gebeur? Ekskuus tog, wat is die reaksie tot dusver op die kalender? Ja, nee, ons is baie verbaas oor hoe die mense reageer. Nee, dit het regtig posgevat en ons plaaslike mense is natuurlik baie trots op dit en ja, ons hoor baie lekker stories en dit is ook lekker om al die foto's te sien. Die mense begin nou hulle bome opslaan en party van hierdie huisies word gebruik as 'n boomversiering. So dit is baie lekker om te sien. Henny, dit was wonderlik om jou hier op Goeiemôre, Good Morning te hê. Dit is Henny Andrag van Elsje Designs oor hulle nuwe adventkalender. Pieter, ek dink ek moet vir jou so een kry, want Pieter het blykbaar nie regtig onthou wat 'n adventkalender is nie. En terwyl ons kreatiwiteit vier, Elsa gaan nou gesels oor handgemaakte juweliersware. Nou ja, edelmetale soos goud en platinum is vir baie onbekostigbaar, terwyl allergiese reaksies vir metale soos nikkel veroorsaak dat baie mense dit heeltemal vermy om juwele te dra. Ek gesels nou met Marlies Kroukamp, eienaar van The Created liewer, wie stylvolle en bekostigbare juweliersware vervaardig wat nie jou vel of jou beursie sal irriteer nie. So goeiemôre, good morning en baie welkom hier by ons. Goeiemôre, dis baie lekker om te wees, dankie. Goed, wat het jou geïnspireer om The Created te begin? So ek wil 'n vinnige disclaimer gee. Ons het daar Ilet genoem gemaak, maar ek gaan sommer die storie vertel en sy hulle ook die proses sien. Maar ek wil sommer sê ons maak dit nie meer met die hand self nie, so ons moet duidelik net wees daaroor. Maar die storie het eintlik 'n baie persoonlike betekenis en 'n hart agter waar die naam vandaan kom. En dit het in lockdown 2020 het dit begin as 'n tipe van 'n hobby wat ek gedoen het terwyl almal piesangbrood gebak het ek juwele met klei begin maak, sommer vir die lekkerte en in my kamer gemaak en dit het toe nou verander oor jare en ons het toe nou so gegroei op dieselfde stadium met ek voltyds gewerk. Ek het 'n agtergrond in rekeningkunde, so ek het die besigheid het verander en die behoeftes van die metale self het verander, dat ons nou spesifiek met goud geplateerde items werk en die hart daarachter, omdat dit met klei begin het, is eintlik dit is geskrif in Jesaja 64 vers 8, You are the potter and we are the clay, we are created in your image, en daai woord created, dit is waar die naam ook vandaan kom, en die
die juweelstyl het verander, maar die beginsel en die hart en die betekenis het dieselfde gebly oor die jare. Wat 'n merkwaardige storie. So, jy het nou genoem dat jy dit aanvanklik met die hand gemaak het, maar verduidelik net vir ons, hoe word dit nou deesdae gemaak of vervaardig? Ja, so die produkte self, ons werk met gespesialiseerde vervaardigers wat dit in hulle fabrieke doen. Dit is 'n spesiale tegniek. Ek gaan die Engelse woord plating gebruik, want die Afrikaanse woord is net nie mooi nie. En my Afrikaanse handboek het baie hard gewerk hierdie week. Maar dit is 'n spesiale gevorderde tegniek wat mens gebruik 'n basismetaal van vlekvrye staal en dit word gepleit onder lae druk en hoë temperature en die laagie wat bo op dit gaan lê is as gevolg van die vakuum waarmee dit gepleit word, is dit eintlik dan nou chemies deel van die metaal en dit is wat maak dat dit waterbestand en dit sal nie roes nie, dit is wat dit so duursaam maak. Marlies, watter metale of materiale is veilig vir mense met 'n sensitiewe vel? Ja, so jy het vroeër ook verwys na egte goud of soliede goud. Dit is natuurlik top of the range, waarvoor wat altyd die veiligste sal wees. Maar totaal en al nie bekostigbaar vir die alledaagse vrou om te kan dra en elke dag te kan dra nie. So die beste alternatief is enige iets wat nie koper of nikkel in het nie, want dit is dit wat jou vel sal groen maak of sal rooi allergiese reaksie veroorsaak. En dit sal dan vlekvrye staal of titanium wees en is albei metale wat ons dan nou in ons produkte gebruik. Soos ek genoem het, ons gebruik 'n platering of 'n plating proses. Nou ons produkte kom in silwer en in goue kleur en as dit silwer is dit net die stainless steel as die basis en die oomblik as dit goud is daar dan ook die laagie egte goud en omdat dit egte 14 karaat goud is wat fisies deel word van die stainless steel, is dit basies soortgelyk as om so naby as moontlik aan soliede goud te kan wees op 'n baie bekostigbare begroting. Nou ons het so 'n minuut oor, maar ek wil tog vir jou vra, watter style sal jy voorstel as die perfekte geskenk of geskenke nou tydens Kersfees? So ons het 'n klomp persoonlike style, onder andere wat ek toevallig aan het, dit is ons geboortesteen hangertjies. Dit kom in 'n hangertjie wat jy jou eie maande se geboortestene of van geliefdes kan bymekaar sit en kan versamel. Daar's ook 'n klomp ander charms wat mens by kan koop, so dit is 100% wat ek sal aanbeveel. Die ander ding is oorbelle, want maak nie saak of iemand gewig verloor of optel nie, jy kan nooit die size verkeerd kry nie, dit gaan altyd pas en dis altyd wat ek sê. Dit klink vir my na baie goeie voorstelle en dan net laastens het jy 'n persoonlike gunsteling ontwerp. Ek het inderdaad, dit is eintlik die oorbel wat ek aan het, dit is 'n 2-in-1 oorbel, dis ook ons beste verkopers, maar meeste van die produkte kan jy ook die verskillende dele mix and match en afval, so dit kan meer as een tipe oorbel ook wees, dress it down, dress it up, so dit is baie, dit is baie populêre styl ook en my persoonlike gunsteling. Nou ja, The Created, Marlies, baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ek is seker daarvan daar gaan 'n hele paar van ons kykers by jou kom aanklop. Bly ingeskakel want net hierna vind ons meer uit oor die Jacaranda Kinderhuis se Liggefees. AC/DC Express. Everything electrical. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth,
While you do life, we take care of business. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Hierdie jaar vier Jacaranda Kinderhuis hul 15de liggiefees. 'n Fees vol liggies, lekker kos, pretritte, vermaak vir die hele gesin, man, alles en nog wat jy met 'n liggiefees van hierdie stature kan verwag. Gesels vandag met die uitvoerende hoof van die Kinderhuis, niemand anders dan nie as die pragtige Charlene Grobler, om bietjie meer uit te vind oor wat ons hierdie jaar kan verwag. Charlene, goeiemôre. Goeiemôre Pieter. Lekker om jou hier te kan hê. Dankie. Hoorie, so julle is seker baie opgewonde, maar die belangrikste van alles is hoekom is die liggiefees? Waar, wanneer, hoekom? Die liggiefees, almal dinge begin oor fondsinsameling, maar is eintlik vir die kinders wat inbly wat geen steun het nie. En die ware Kersboodskap, so dis lekker om met die publiek dit te kan deel. So ons doen dit net tot die 23ste, ons begin Vrydag. So ons is klein bietjie gespanne van die reën hou ons bietjie op en gister het dit gehaal. Maar ons sit al liggies op in die reën, so ons kan nie wag om vir die publiek te wys ons is kinderlik opgewonde oor die tema hierdie jaar. Ja, so is nou van die 28ste November tot die 23ste Desember. Yes, dis reg. Gemeen is genoeg tyd om nie net een keer te gaan nie, maar sommer een keer 'n week te gaan inloop. Asseblief Pieter, daai is goed gekeer. Hoorie, nou waarna kan ons almal alles uitsien? Ons het, die tema is Kersfees om die wêreld. So elke huis is 'n ander land. So byvoorbeeld, my grootste verrassing is Egipte. Ons het regte kamele wat daar gaan, so hulle kan actually op 'n ry vir R60. So ons het regtig probeer by elke huis die tema inbring, maar ek praat van 'n Pukie Christmas. So bring maar die Gaviscon saam. Ons het regtig probeer die feestyd, ons wil 'n gevoel by mense en gesinne los. So ja, ons is regtig opgewonde. Ons het baie moeite gedoen. Al die kinders, al die personeel, ons kon nie wag vir eksamens om klaar te wees, want almal het gehelplikkies op sit hierdie jaar. Hoorie, en ek kan nogal net dink, dis 'n muurnes van bedrywighede as almal so help en almal besig is en jy weet veral met nuwe ontwerpe en goeders, want soos wat jy sê, hierdie jaar is die aanslag nou om die wêreld, so hulle moes bietjie weer vars dink en nuut skepping kan maak. Ja, en soos ek sê, dis ons 15de een, en ons was die oorspronklike liggiefees, so mens wil vir die publiek ook iets anders, ek voel daar's ook 'n verwagting, van wat kry ons, iemand sê op Facebook, want ons doen dit ook self, is daar net liggies? En ek begin met die verland, ek beloof daar's nie net liggies nie, maar is so baie werk en 'n Kersmark wat ons hierdie jaar ingebring het vir die publiek, en ons het die temas met die kos ook ingebring, so daar's Thailand kos, en daar's boerekos, so daar's bietjie van alles, so die temas kan jy beleef en eet. Lekker hoogtepunte, en is daar spesifieke goedjies wat jy veral wil hê mense nie moet mis nie?
Ja, ek wil ietsie vra, as jy bereid is, sal ons ewen 'n slot vir jou oopmaak. Rarig, nee. Jy weet, ek het ons daarom al 1 of 2 keer daar gesing. Toe wonder ek nou, het ek vals gesing of iets, dat ek nou nie meer genader word nie. Dis nog 'n Christolouise tyd. So ja, jy's meer as welkom. Dit sal 'n voorreg wees. Ek weet nie of jy gesien het op die comments, maar die mense vra al, gaan Pieter daar wees? So jy's 'n aanvraag. Dan moet ons die liggies gaan laat skyn. Ja, dan moet ons die liggies gaan laat skyn. Met jou stem ook. So ja, daar's baie kunstenaars, daar's 3 elke aand wat optree. En ons het 'n teetuin verhoog en 'n groot verhoog langs die big wheel. So hopelik dan kan die mense sommer daar sit, bring 'n kampstoel. En so daar's dubbel live entertainment hierdie jaar. Hoorie, en hoekom is die liggefees vir julle so belangrik? Ek meen aanvanklik soos wat jy sê vir die kinders wat tuis bly, maar dit het so gegroei. Ja, die staat het ons subsidie gesny van 43% na 25%. So al die ander geld moet ons self gaan soek. So net om dit in perspektief te sit, dit is 6 miljoen wat ons minder ontvang. So ons reël 2 liggefeeste hierdie jaar. Ons hou een in Midstream by 'n kerk daar, Midstream Familiekerk en by die liggefees. So ons is tussen die 2 om reg te kry. So ons is so dankbaar vir daai gemeenskap wat gesê het, maar wat kan ons doen? Ja. Ek meen, dit is baie. So ons hou 2 liggefeeste hierdie jaar, dis ook die eerste vir ons. Hoorie, en 'n ou hoef nie net aan die gesinde ding op te kom nie. Jy kan maar die familie kry, jy kan die werksfamilie nooi, jy kan regtig almal nooi met 'n bus vol mense daar opdag ter ondersteuning van die fees. Asseblief Pieter. Daar's maatskappye wat kom met hulle jaareindfunksie. So hulle het gereël dat hulle vroeër daar aankom, hulle tafel mooi maak vir hulle kollegas en hulle gaan daar eet en ek tog wat 'n mooi gebaar. So daar's 2 maatskappye wat dit doen. So enigiemand anders wat wil, is ook welkom. Ons sal vroeër oopmaak vir hulle. En hulle hoef te wonder oor wat om te eet nie, want daar is ook alles wat jy aan kan dink. Ja, ek sê daar's voorgereg, hoofgereg, voorgereg en nagereg. Jy kan dit in enige volgorde eet, maar ons regtig alles beskikbaar. As jy terugdink nadat jy elke jaar doenig was en jy sien hoe die ding groei en hoe mense ondersteun. Ek meen jy het nou ook gesê verlede jaar of dit nou gereën het of nie, die mense het kom kuier, hulle het sambrele gebring, skoene uitgeskop. Wat is vir jou die grootste riem onder die hart as jy dink van die ondersteuning wat jy kry van die publiek en die mense? Die publiek besef nie, sonder hulle, en ek's regtig ernstig hieroor, het ons sou ons vir jaar toegemaak het. Dis ons hoop bly. Dit is die publiek se ondersteuning. Almal dink nee man, ek het nie baie om te gee, ek het net 'n R50, ek het net 'n R500. Maar dis regtig, dit maak jy immer vol. So die publiek is die rede hoekom ons nog oop is hierdie jaar. Dis blootstelling van good morning, goeiemôre. Julle het geen benul wat dit vir ons beteken nie. Ek is bitter bly en dan word daar op my knoppie gedruk. So ek dink dis dan definitief tyd om te gesels, dat ons dit ook vir die mense bekend maak en dan moet ek nou maar 'n tydjie kry. Ek het nou juist gesê ek moenie op vakansie gaan nie want hier gebeur mos nou iets. Sien jy? Kyk nou. So waar gaan ons 'n bietjie meer kan uitvind? Waar gaan ons kaartjies kan kry? By die deur, by die hek, vooraf? By die hek, maar Tixa kan hulle aanlyn kaartjies reeds koop. Hulle kan 'n kaartjie koop, is beskikbaar vir enige aand, want as dit reën en iemand besluit om nie te kom, dis net as dit storm is ons toe. Verder skop die skoene uit, bring die sambrele. Dit was die lekkerste van verlede jare, die gesinne in die reën rondgeloop het. So ja, koop eerder by Tixa, maar daar's natuurlik by die hek beskikbaar vir die wat wil. Celine, baie dankie dat jy ingekom het. Sterkte vir dit wat voor lê. Julle gaan definitief my gevreetjie daar sien en hopelik die ou stemmetjie ook daar hoor. Maar ja, moet dit nie mis nie, die 28ste November tot die 23ste Desember by die Jacaranda Kinderhuis vir 'n amazing liggefees met alles waaraan jy kan dink. Pretritte, kos, vermaak en sommer net liggies galore. Terwyl ons nou praat van fees en musiek, net hierna is Pieter Pruis ook hier met sy heel eerste enkelsnit en dan gaan ons behoorlik saam met hom feesvier. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer, so waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Erin rasar, as die lig verwarmer. En ek sukkel, dis daar ek skeel op. Bitterman, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Sy like 'n Hilux. Sy het groot geword op die plaas. Sy maak my knie lang. Maar is op pa wat altyd met my raas. As ek sê ek's van die stad af. En dis al lang wat ek sy dogter smaak. Gee my 'n kans man. En ek mag haar dalk net verbaas as ek sê dat jy's die een vir my, jy laat my lekker kry, sit jou lyf hier langs my, want my lyf hier is net jy's die een vir my, jy laat my lekker kry, sit jou lyf hier langs my, want my lyf hier is net jy's die een vir my. Ek trek my vellies aan en wys op pa, ek is ook 'n man. As ons die lande ry en die John Deere sit ek shotgun, maar haar oor kyk diep en die blaas ons af en haar boelklere maak sy my mag en ek wil haar net so graag sê, ja ek wil haar net so graag sê dat jy's die een vir my, jy laat my lekker kry, sit jou lyf hier langs my, want my lyf hier is net jy's anders, iets anders, die stofpad trek my nader aan jou, ek voel dit, voel jy dit ook, as ek sê dat jy's die een vir my, jy laat my lekker kry, sit jou lyf hier langs my, want my lyf hier is net jy's die een vir my, jy laat my
Jy's die een vir my. Tog te oulik. Ons het sopas gekyk na Pieter Prys se musiekvideo vir sy debuut enkelsnit Dis net jy. Jy het hom vir die heel eerste keer hier op Goeiemôre Good Morning ontmoet. So natuurlik is dit net reg dat hy vandag hier sy liedjie eksklusief kom bekendstel. Welkom terug Pieter. Baie dankie Rosanne. Maar asof jy nou so vinnig groot geword het vandat ons jou laas gesien het. Ons het dit voel of ons gister gepraat het. Precies. Soveel dinge gaan aan nou in die tussentyd. Kan jy vir my van daardie dinge vertel? Hoe het jou lewe en jou loopbaan verander vanaf die eerste keer dat ons jou hier gesien het? Weet jy, ek was hier op die show gewees en in daai week het ek studio tyd gehad. So dit is waar alles basies begin het. En so ek was daai week in die studio gewees en daarna het die drooms net so begin rol soos wat ons gegaan het. Ek het begin live shows speel weer. Ons het net so 2 weke terug was ons Vrystaat toe gewees om daar te gaan show en dis daai experience was opbou. En dan nou natuurlik die music video ook. So ja. Kan ons bietjie gesels oor die musiekvideo vir die enkelsnit Dis net jy. Dit is nog nie eens uit nie en daar's reeds al 'n dansie wat met hom gaan. Hoe voel jy oor die feit dat jy nou die eerste musiekvideo het wat mense kan gaan kyk wanneer hy uitkom? Ek het gesien dit was eintlik 'n Instagram DM gewees wat hulle vir my boodskap gestuur en toe ek dit oopmaak, toe sien ek hierdie TikTok dansie wat hulle nou begin doen het. En daai support is iets wat 'n mens nie kan beskryf nie, want jy weet jy probeer om bemark soveel as wat jy kan. En om te sien dat ander mense ook die liedjie geniet, want dit is tog die doel op die einde van die dag. So dis vir my die grootste deel daarvan. Vir 'n jong kunstenaar is sosiale media soos Instagram en TikTok seker baie belangrik in die bevordering van jou loopbaan, want daar is jou grootste ondersteuningsbasis. Dis waar. Ek meen, dis so ek my rekorddeel gekry het. Ja. Deur sosiale media, ons het net nou die dag daaroor gesels, hoe dit so groot rol speel vir ons, en nie net om raak gesien te word nie, maar vir die bemarking deel ook al van, en om te interak met mense. Dis 'n baie oulike liedjie. Waar het die idee vir Dis net jy ontstaan? Okay, dit was een van my hoërskool girlfriends geweest. Ooh, een van. Een van vele, laat ek tog net sê. Nee, grap. Maar ja, sy het my toe eendag gesê, hoor jy, my pa gaan ons kom optel en ek hou soos wat die ouer garde geglo het. Jy ontmoet die pa en sy sê toe die pa gaan ons kom haal en ek kry myself reg trek, lekker stywe jean aan, mooi golfer hempie. En hierdie oom stop daar met sy Hilux bakkie en sy vellies. Toe weet ek nou, het ek na ons aangejaag. Ja. En lang pad daar was in Biete gewees, 4 uur, niks gepraat nie, en toe ons op die plaas kom, het ek begin skryf van dit. Net die idee daarvan, sy like die Hilux, sy het groot geword op die plaas, en ek moet net die pa probeer oortuig, maar ek is nie so bad nie. So ja, dis waar die idee ontstaan het. Pieter, ons het net so 30 sekondes oor. Waar kan mense jou volg en waar kan hulle die liedjie luister? Die liedjie kom nou Vrydag uit, die 28ste op alle streaming platforms. 'n music video is op YouTube en my socials is alles Pieter Prys. En ja, hulle kan net kyk hoe dit gespel word. En, ja, alle social media platforms. Pieter, ons is so bly dat jy nog kan tyd maak vir Goeiemôre Good Morning. Ons weet jou skedule is baie vol, so baie dankie en ons volg jou loopbaan en ons weet jy gaan nog die hoogtes in met alles wat jy doen en jou talent. Dankie. Baie dankie. Ek waardeer dit opreg. Dit was plesier om terug te wees by julle. Regtig lekker. Ongelooflik lekker. Ja, dit is dan dit van ons kant af vir vandag op Goeiemôre Good Morning. Maak seker jy skakel môre weer in om 6 uur regstreeks op Via. Geniet die dag van ons kant af. Totsiens. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. My valleys ek wil dans op 'n Saterdag Dit lyk beter. Sorg dat jy vir 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. We're gonna be